ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke, deel 128. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die 1860 Bybel wat vertaal was deur ene Dr. Joseph Bria Rotterdam, wat verban is in die wêreld. Ek as spookprediker sê, daar is nie so ding nie, hulle is vrylik beskikbaar. Ek het met baie iemand anders vir hulle laat weet, hulle sê vir my, in watter boekwinkel in die wêreld kan ek een koop? Ek het nog nooit vir ons laat weet nie. Want jy kan hom nie te koop kry nie. Amazon boeke en die ouens het hulle nie in voorraad nie. Hoe het hulle nie in voorraad nie? Want hulle kan nie hulle hande op het lê nie. Dink jy dat as dit 'n ordentlike Bybel was, dat koemboekwinkel sou dit nie aangehou het nie? Nee, hulle sal dit nie aanhou nie. Want koemboekwinkels is 'n vry messelaars besigheid. Angus Buchan en sy vriende, né? Alright. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, waarvan ek 'n paar het, kontak my by my WhatsApp nommer 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, is verskriklik welkom, altyd. Vertel u vriende ook daarvan. Gaan na deel 1, begin deel 1, u het 'n magdom inligting verloor, of gemis reeds. Het is uiters noodsaaklik dat u ook inteken of subscribe op die kanaal, sodat u die verskillende studies sal ontvang. Dit is heeltemal gratis, die kennisgewings. Dis lewensveranderend, skryfblok en pen is uiters belangrik, as ook natuurlik Afrikaanse Bybel, net nie 'n 1983 Bybel nie, of die lewende woord nie. So wat sê ek? 33 of 'n 53 Bybel, of die 33-53 dan ten minste. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre aan u die lof, die eer, die prys en die aanbidding gee vir 'n geleentheid wat ons vanmôre het om by mekaar te kom in die bo-natuurlike geopenbaarde naam van Jaffa. Dankie dat ons vanmôre kan verstaan waarom dit gaan. Dankie dat u ons begunstig het om dit aan ons te openbaar. En dat ons nie vanmôre in duisternis sit nie en twyfel en nie weet nie. Baie dankie vir die voorreg om deel te wees van 'n evangelie wat oor die wêreld verkondig was al 2000 jaar gelede. Seën vanoggend se woord, maak dit lewend en gee vir ons ontvanglike sielse mensies. En laat u woord in ons sielsdimensies wortel skiet vanmôre. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jaffa, die volk van Jaffa sê, halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike geleentheid gaan wees, en dat Jaffa met ons direk spreek, sodat ons in die Ruach HaKodesh ons kan groei. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 11. Hy sê, Spreuke 11 vers 9. Hy sê, deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf. Deur die mond. So dit is vir ons baie belangrik dat selfs ons wat Jafiste is, dat ons woorde met die Ruach sout gesout is. Nou hoor jy iets anders te vanmôre. Ruach sout, ja. Wat doen sout? Dit gee lewe aan vleis en dit preserveer en dit is medisyne en dit is helend. En dit is wat die Ruach vir ons is vanmôre.
sodat hierdie roogsout, my woorde wat ek spreek, sal sorg dat dit gesout is. Sodat dit lewe gee en nie dood bring nie. Deur die mond stort die roekelose sy naaste in die verderf, maar deur die kennis word die regverdiges gered. Nou sê hy, oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad. Is ons vanmôre die regverdiges, die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote? Is ons deel van die bruid van Jafasjoa? Dan maak dit ons regverdiges. Dan sê die skrif in vers 10 vanmôre, julle sal voorspoedig wees. En ek wil net sê, voorspoedig beteken nie ook nie altyd wat in die bank is nie. Dis nie alles wat ek ry en wat ek bly nie, en hoe ek aantrek nie. En dit wat ons eet, wat bepaal of ons voorspoedig is nie. Ons kan van die minste hê, maar ons kan van die gelukkigste mense wees, en van die mees voorspoedigste mense op die aarde. Hoekom? Want ons prys en loof en eer Jahwe, ons Elohim, vir dit wat ons elke dag het. Het jy al besef hoe gelukkig is u om gesond te wees? Ek wil dit eintlik andersom sê. Hoe geseënd is u om gesond te wees? Gaan stap deur 'n hospitaal. Gaan stap, moet net nie deur 'n staatshospitaal stap nie. Ek probeer net 'n ding sê. Want net deur by die voordeur in te kom, weet jy, jy's klaar geseënd want dit is chaoties, haglik. Maar gaan stap deur 'n hospitaal, dan gaan kyk jy. Hoe lyk dit? Daar lê mense met verskillende siektes en bene af, arms af en rib wat gebreek is en weet jy hoe ek wil nie die woord gelukkig gebruik nie, want ons werk nie met geluk nie. Ons paaie word vir ons uitgewerk. Ons is die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote, die regverdiges. Ons is voorspoedig. Nie gelukkig nie. Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad. Almal is bly. So ek en u het 'n rede om te kla oor die geringste dingetjie. Maar wanneer ons een keer bietjie deur 'n hospitaal stap, dan besef ons hoe geseënd is ons. Hoeveel voorspoed is op ons pad. Dis 'n gawe. Gesondheid is 'n gawe uit Vader Jahwe se hand uit. En dit is net so. Die woord sê mos, dis soos die blom van die veld. Eendag staan jy jou pragt en praal en glorie daar, en die volgende dag het die son jou gevang as jy verlet. Dis die mens, dis die vlees, die verganklikheid van die vlees. Maar sê koning Dawid sê, al vergaan die vlees, nogtans sal ek jubel in Jafasjoa, of in Jahwe, my Elohim. Hy het nie Jafasjoa geken, so hy het geweet van hom, want hy het na hom verwys as die engel, Jafasjoa, as die engel van Jahwe, wat ons natuurlik verstaan, Hebreërs 1, die wat Hebreërs 1 verstaan, so weet hoe dit gewerk het. Wie was Jafasjoa voordat hy die seun geword het? Hy was die engel van Jahwe gewees. So maklik soos dit, gaan luister na die Hebreëse reeks, baie interessant. So, oor die voorspoed van die regverdiges, jubel 'n stad. En dis hoekom ek altyd sê, dit is so belangrik dat ek en u elke dag 'n positiewe getuienis het, wat ons kan uitdra in 'n verlore wêreld. Dit gaan partykeer broekskeer in Afrikaans. Dit gaan broekskeer, dit gaan moeilik. Dit is, die Engels sê, we battle to make ends meet. Maar steeds is ons voorspoedig. Steeds is ons gesond, ons het mekaar.
Ons is so bevoordeel. Ek en u is vanmôre in die hand van Vader Jahwe. En die woord sê, niemand kan ons daar uithaal nie. Hy sê, sy goedheid en sy guns sal ons volg, al die dae van ons lewe. Wat 'n belofte. Weet jy wat, as ek en u net vanmôre kan leer, om net op die beloftes te staan, en die beloftes te quoteer, groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ek is tot alles in staat deur Jahwe, wie my die krag gee. Die goedheid en die guns en die vrede en die blydskap volg my. Hy sê ons sal wees soos bome wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte op hulle tyd gee en waarvan hy blare nie verwelk nie. Julle is die regverdiges, die gunsgenote van Jahwe en van Jahwe. Julle is nie gebaar uit verganklike saad nie, maar onverganklike saad. Ja, die vleis gaan sterf, maar ek praat van die sielsdimensie, die geestelikheid. Ons is nie gebaar uit die wil van 'n man nie, ons is gebaar uit die onverganklike saad. Verstaan u dit? As ek sê gebaar, 'n man kan nie baar nie, maar geskep. Die baringsproses begin by dit, die planting van die saad. Maar nie uit 'n verganklike mens nie, uit die onverganklike lewe wat in Jahwe is. Hy beloof dit. Ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Wat 'n voorreg vanmôre om te weet dat Jahwe en Jahwe is met ons tot aan die volëinding van die wêreld. Prof, jy weet nie hoe lyk dit daar buitekant in die wêreld nie. Ek dink ek weet. Want ons is besig met navorsing en ons kyk na die wêreldsituasies en al die goed al die tyd. Pastorika doen verskriklike navorsing op die eindtyd goed vir my. So wat ek sien is dat die skrif is aan die muur. Ek is besig om te sien dat die stukkies van die legkaart is besig om in mekaar in te pas. Die eindtyd legkaart. Dis hoekom ek soos elke oomblik wat ek tyd het om in te sit ek in hierdie derde legkaart studiegids Bybel in. Hoekom? Want dit is relevant in die tyd waarin ons lewe. Dis die woord geopenbaar in die tyd waar ons lewe. Daai stukkies puzzles wat die Bybelgenootskappe weggevat en weggegooi het en ontslaag geraak het van, ek sit hulle terug vir jou in hierdie legkaart studiegids Bybels. Ek en u is in sy hand en niemand kan ons daar uithaal nie. Oor die voorspoed van die regverdiges jubel 'n stad. 'n Stad vol van die bruid van Jahwe. Ons jubel oor die voorspoed van 'n regverdige. Die goddelose sal nie jubel oor jou regverdigheid nie, oor jou voorspoed nie, en omdat jy 'n regverdige is nie. Hulle haat ons. So wanneer ek die woord lees en ek sê dat oor die voorspoed van die regverdige jubel 'n stad, dan sien ek daai stad asof dit 'n stad is vol Jahwiste, deel van die bruid van Jahwe. Want 'n Jahwis het nie 'n jaloerse gees nie. As ons bruid is, het ons nie 'n jaloerse gees nie. Die Bybel sê ons is bly saam met die wat bly is en ons treur saam met die wat treur. Hoekom? Want dit is ons boeties en ons sissies. Hieraan sê julle weet dat julle my kinders is, as julle mekaar se laste dra. Dis een van die 2 koninklike wette. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jahwe bo almal. Ons moet mekaar se laste dra. So wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Maar ek sê soos apostel Paulus, wanneer ons treur, dan treur ons nie soos die mense wat geen hoop het nie. Ons hoop is in die volëinder Jahwe. Hy wat sy lewe vir ons afgelê het. Jy weet, ek praat met iemand gister of eergister en ek sê wat vir my verskriklik wonderlik is dat ons wie Jahwiste is, want ons is nie Christene nie. Ons wie Jahwiste is en ons kyk terug 2000 jaar gelewe
2000 jaar gelede en ons sien Jafashua stap en die wonderwerke doen. Ons lees dit in die woord. Maar wanneer ons dit lees, want ek is besig met die vertaling uit die 5 Engelse Bybels uit, die Legkaart Studiegus Bybel nommer 3, eerste 2 is beskikbaar, jy moet hulle kry. Wanneer ek dan besig is met die woord so, en ek sien hierdie bo-natuurlike krag wat Jahwe ons Elohim in Jafashua uitstort, deur hom te gebruik, om blinde oë oop te maak, en demone uit te dryf, en die duiwels aan die hartklop te sit. En wanneer ek daar sit voor die rekenaar, ek besig om te sit en werk, dan is dit asof ek het nou ervaar. Dis nie asof dit iets is wat 2000 jaar terug gebeur het nie. Dis asof ons dit onmiddellik sien. Dis asof jy 'n video sien van 2000 jaar gelede. Ja, die transport het anders te gelyk en die kleredrag was anderster en al die goed, maar weet jy wat? Dit het nie die situasie verander nie. Dit het nie die grootheid van Jahwe verander nie. Dit het nie die grootheid van die krag waarin Jafashua gemanifesteer het verander nie. En dis wat dit wonderlik maak, dis wat vir die persoon gesê het, dis wat dit wonderlik maak wanneer ek en u in die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jafashua funksioneer elke dag. Ons leef daarin, asof ons daar was 2000 jaar terug. Asof gister en eergister vandag was. Dis iets wat nou gebeur het. So die verlede leef ons in, dis so werklikheid, asof dit die onmiddellike hede is. En dis wat geloof doen. Ons geloof is nie in die fortune verteller en die verskillende ouens daar buitekant en mense en ekonome en al. Ons geloof en ons hoop is in Jafashua, die volëinder van ons geloof. Ja, die tyd is ons gevang, tot môreoggend as Vader wil, sê jy daar wil daarby is, Maranatha. Jafashua kom weer, halleluja.